Twee balle met massas m en 2m word gelyktydig vanaf dieselfde hoogte bo die grond laat val. Ignoreer lugweerstand. Watter fisiese grootheid sal dieselfde vir beide balle wees wanneer die balle die grond tref? Die korrekte antwoord is B. Snelheid. Kom ons kyk na opsie A, die gewig. Nou, vir die bal met massa m, gaan die gewig gelyk wees aan mg. Maar in die geval van die bal met die massa 2m, gaan die gewig gelyk wees aan 2mg. Die gewig van die tweede bal is dus dubbel die gewig van die eerste bal. So A is verkeerd. Op jou formuleblad sien jy dat die eindsnelheid hang af van die voorwerp se beginsnelheid, die versnelling wat in hierdie geval gravitasieversnelling is en die hoogte bokant die grond. As lugweerstand ignoreer word, speel die massa geen rol in die bepaling van die eindsnelheid nie. So beide balle sal met dieselfde snelheid die grond tref. Ons weet nou dat die snelhede van beide voorwerpe dieselfde gaan wees, maar die momentum van bal 1 gaan gelyk wees aan die massa van bal 1 maal met die snelheid, en die momentum van bal 2 gaan gelyk wees aan die massa van die tweede bal, wat 2m is, maal met v. So die momentum van die tweede bal gaan dubbel die momentum van die eerste bal wees. So C is ook verkeerd. En laastens, die kinetiese energie van die eerste bal is half die massa van die eerste bal is mv kwadraat, en die kinetiese energie van die tweede bal gaan wees half 2mv kwadraat. So die kinetiese energie van die tweede bal gaan dubbel die kinetiese energie wees van die eerste bal. So D is ook verkeerd.